Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons het die afgelope paar weke gesels oor ons wagtyd vir ons belofte. Hoe lyk dit en wat is die doel daarvan en hoe tree ek op terwyl ek wag op my belofte om te realiseer? En ons het baie gekyk na Israel, veral in die woestyn. Hulle gebede is in Egipte beantwoord en hulle is verlos van slawerny, maar op pad na die beloofde land bevind hulle self in die woestyn. 'n Voorbereidingstyd vir die beloofde land. En ons sien in hulle hoe belangrik is die voorbereidingstyd, want dinge kom na vore uit hulle harte, wat ek dink hulle het self nie eens geweet is daar nie, soos die begeerte na afgode, iets wat hulle in Egipte gesien en aangeleer het. Maar ons het ook gesien hoe dat ongeloof en twyfel in God se beloftes 'n hele geslag verhoed het om die beloofde land in te gaan. Maar ek wil hierdie week bietjie kyk na hoe lyk dit in die beloofde land. Ek en jy is elkeen op 'n reis saam met God deur hierdie lewe, en ons is elkeen op 'n ander plek en stadium in hierdie reis. Maar van een ding is ek baie oortuig, en dit is dat ons almal drome het, en dat ons beloftes van God het vir daardie drome. En hierdie drome en hoop lyk anders vir ons elkeen, maar daar's ook sekere ooreenkomste. Ek kom byvoorbeeld agter dat daar beloftes binne die beloofde land is, net soos wat daar beloftes op pad na die beloofde land is. En voor ek hopeloos te veel filosofies raak, kom ek verduidelik vanuit my eie ondervinding, dan sal julle dalk beter verstaan wat ek bedoel. So in 2016 keer die Here my lewe radikaal om, regterkant boontoe. Hy red my van jarelange verslawing aan pornografie, en hy red my lewe en my huwelik van gewisse ondergang. Ek was nie bewus daarvan nie, maar terwyl ek nog vasgevang was, het my vrou vir Abba gevra om my so radikaal te verander, dat ek vir hom sal wil werk. En net so terloops, ons het op daai stadium as plaasbestuurders gewerk op 'n wildsplaas naby Ceres. So ek's 'n plaasbestuurder, ek's geensins in die bediening nie. Maar nou ja, 'n klompie maande nadat Vader my gered het, begin hy 'n droom in my hart wakker maak om voltyds bediening toe te gaan. En 3 ander mense wat nie geweet het wat in my hart besig is om te gebeur nie, bevestig dit vir my. Toe ek dit vir Ina vertel, bars sy uit in trane en ek skrik en wonder, wee, my vrou wil nie hê ek moet in die bediening wees nie, nou het ek 'n probleem. Maar haar trane was trane van absolute vreugde, want God het haar gebed beantwoord en sy het geweet dat sy weet, haar man is waarlik gered en ons huwelik gaan oukei wees. Maar so het Vader my uit Egipte, uit verslawing geruk en vir my die belofte van 'n ander land gegee, as ek dit so kan noem, 'n nuwe roeping. En die volgende 9 jaar was voorbereiding om hierdie belofte in besit te kan neem. Voorbereiding in sy woord, en voorbereiding in my karakter, in my geloof, in my huwelik, in my verhoudings. Die lys is baie lank, want ek het baie verandering gehad om deur te werk in my hart. En ek het nog geen sins gearriveer nie, asseblief verstaan my mooi. Daar's nog steeds daagliks veranderings besig om te gebeur, maar prys die Here, hy gee nie op nie, en hy is geduldig met my. Maar waarby ek eintlik wil uitkom is na 9 jaar, waarvan die laaste 3 jaar ook by Andrew Wommack se Charis Bible College was, bevind ons verlede jaar by 'n kruispunt. Die plaas waarop ons werk word verkoop, en ons besef ons is hier voor 'n keuse. Gaan ons hierdie sprong van geloof neem van 'n absolute onsekere toekoms in voltydse bediening? Dis nou as jy na die natuurlike omstandighede kyk. Of gaan ons die makliker uitweg vat en een van die 7 aanbiedings vat wat ons gekry het om op 'n ander plaas te gaan werk vir iemand anders? Daar is die sekuriteit van 'n vaste salaris, 'n huis en omstandighede waarmee ek vertroud is en waarin ek eintlik baie goed is. Maar is dit my belofte? Is dit my droom? Is dit God se roeping op my lewe? Want dinge lyk so onseker. Die bediening lyk so onseker. Ons het niks om op staat te maak, behalwe een enkele vers, Eksodus 23 vers 20, en 'n absolute vrede en aanmoediging van die Heilige Gees. Maar nou kom ek vat jou nou net eers weer terug na Israel toe. Die tweede keer wat hulle op die wal van die Jordaan staan, om die beloofde land in te neem, 40 jaar nadat hulle verlos is uit Egipte. En hier is dit wat ek vandag by jou wil los. As jy dalk op die vooraan staan om jou belofte in besit te neem, en jy wag dalk vir al die spreekwoordelike sterre om in 'n lyn te kom,
en alles om jou om perfek te lyk en presies reg uit te werk voordat jy gaan beweeg, dan gaan jy heel waarskynlik nooit beweeg nie. Jy sou nou dink met die Israeliete dat die Jordaan net so klein stroompie sal wees en dat daar 'n mooi fris geboude brug sou wees vir almal om te kan oorloop. Jy weet, al hierdie gemaklike goedjies, net om vir hulle te wys, julle is op die regte plek, op die regte tyd, besig om die regte ding te doen. Maar alles behalwe. Nie net is die Jordaan vol nie, maar kyk hoe skryf die Boodskap Bybel dit in Joshua 3 vers 15. Soos gewoonlik in die oestyd was die Jordaan tot oorlopends toe vol. Met ander woorde, die Jordaan is in vloed. Selfs die oggend toe hulle opstaan om oor te gaan, was die Jordaan nog steeds wal tot wal vol, tot oorlopends toe vol. So hulle begin hulle klere oppak en tente opvou en alles, maar steeds loop die Jordaan wal tot wal. Meeste mense sal dink, ek het seker nie reg gehoor nie, want niks het verander nie. Dinge lyk nie reg en gunstig om oor te gaan nie. Hoe gaan hierdie werk? En dis wat gebeur as ons uit ons eie uit probeer om iets te doen. As ons dit uit ons eie uit doen, dan moet ons na die omstandighede kyk en wag dat al die omstandighede gunstig is. Maar as ons doen wat God gesê het ons net 'n woord van hom af nodig en geloof in daai woord. En wat het God gesê? In Joshua 3 vers 13 sê Josua vir die kinders van Israel daardie oggend, die priesters sal met die verbondsark vooruitloop en as hulle voete aan die water raak, sal die rivier opdam. Eers toe die priesters se voete in die water is, toe dam die rivier skielik op. Maar tot so mate dat die Israeliete op droë grond deurgestap het. Kry hierdie prentjie. Hulle het 3 dae gelede al afgetrek tot by die Jordaan. Alles gereed gekry en hulle self geheilig soos God gesê het. Maar eers toe die priesters bereid was om in geloof te stap, terwyl die water nog in vloed loop, terwyl niks lyk asof dit reg is nie, sit hulle voete in geloof in die water en toe gebeur die wonderwerk eers. Toe sien en ervaar hulle eers die hand en beweging van God. Nou terug by ons storie. Nadat die plaas verkoop en oorhandig is en ons reeds vir albei partye gesê het ons gaan nie aanbly nie, toe kry ons eers 'n huis in Kempton. Ons weet toe nog glad nie waar gaan ons kerk hou nie, maar ons trek, sak en pak, geen plan B nie. Ons het 'n huis, dis ons eerste wonderwerk, so ons beweeg. Geliefde van Jesus, ek wil nou glad geensins vandag voorgee asof God elke keer volgens dieselfde resep gaan optree nie. Daar is nie 'n resep in sy koninkryk nie. Maar wat ek wel hier leer is dat jou direkte omstandighede nie die wil van God bepaal wanneer dit by sy belofte kom nie. Hoe dit om jou lyk, moenie jou ja bepaal nie. Hy sal altyd eers vir jou woord gee. Moenie beweeg en optree en dinge doen sonder dat jy weet dat jy 'n woord van hom af het nie. Maar as jy 'n woord van God het, beweeg wanneer hy sê dis tyd, al lyk dit nie gunstig nie, al lyk dit eintlik of die rivier in vloed is, beweeg. Dit gaan die wonderwerk net soveel meer indrukwekkend maak. Op droë grond, deur 'n rivier wat in vloed is. Imagine dit. Here, dankie dat u woord lewendig en kragtig is. En Here, as ons by u 'n woord gekry het, dan is u woord ja en amen en ons kan op daai woord ons lewe bou. Op u woord kan ons in geloof stap en ons sal op droë grond deurstap, al sien ons op die oomblik net 'n vloed. Here, iemand luister vandag na hierdie boodskap en dinge voor hulle lyk nie goed nie. Hulle natuurlike omstandighede lyk nie na die belofte wat u vir hulle gegee het nie. Maar u woord sê, stap, beweeg, jy kan gaan. Bid dat hulle vandag die guts sal hê om te sê, ja Here, op u woord beweeg ons. En Here, ek bid dat hulle nie net sal sien hoe die water optrek nie,
maar dat U selfs die grond uitdroog, sodat hulle kan deurstap. En dat hulle kan weet, U woord sal altyd doen wat U dit gestuur het om te doen. In Jesus naam. Amen. Jy is so welkom om ons te volg op Spotify onder In Jesus Bybelstudie. Daar sal jy toegang kry tot 'n hele klomp van ons vorige boodskappe. As jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za vir verdere besonderhede. Onthou net altyd as jy na ons soek op sosiale media, In Jesus is een woord. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.